Is julle opgewonde om in die huis van die Here te wees? Ja, prys hom. Kom ons gaan lekker saam bid. Môre net vir Chris en Pauline ook welkom sê. Lekker om julle van Kanawende hier saam met ons te hê. Kom ons bid saam. Vader, ons kom na U toe in die magtige naam van Jesus en ons eer U en ons loof U en ons prys U, Here, want U is vanmôre waardig, Here. Heilig is U naam. Groot is U vanmôre, Here. Vader, ons verklaar vanmôre ons diepe afhanklikheid van U, Here. Ons het U so nodig in ons lewens en Here, ons weet dat ons skiet so ver tekort, maar tog is U genade so groot oor ons lewens, Here. U is die een wat ons vashou, U is die een wat ons bemoedig, Here. U is die een wat ons lief het. Heilige Gees is die een wat ons lei en ons vertroos, Here. How wonderful it is to be in your presence, God. Het is so wonderlik, Here, om vanmôre net hier te kan wees en te sê, Lord, I'm here this morning because I love you. Omdat ek U lief het, Here, vanmôre. Omdat ek so begeerte het na U, Here. Ek het vanmôre begeerte na U hart, Here. Vader, daarom is ons hier saam vanmôre, want U is waardig vanmôre. Ons dank U, Here, vir alles wat U vir ons doen. Ons dank U vir die feit dat U net altyd hier is, Here. Dankie dat U altyd opdaag. Die woord wat sê, wat 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. En Here, so wanneer ons hier by mekaar kom, is U altyd hier. U bedien ons so altyd, Here. U omvou ons, U bemoedig ons, Here. That's why we've got such a longing to be in your presence, Lord. Thank you that you would just come this morning and saturate us. Omvul ons, Here, kom raak ons aan, 'n vars vanmôre, Here. 'n Vars aanraking, 'n vars salwing van die Heilige Gees vanmôre, Here. Ons loof U naam, want U is waardig. Die kerk is vanmôre. Amen. Die woord se titel is, moet ek kerk toe gaan? Moet ek die kerk bywoon volgens die skrif? So, dit was nou nogal vir my baie lekker en baie interessant, maar kom ons kyk wat sê die woord. Het gaan nie oor wat mense dink, of wat dink ek, of wat is my gevoel, maar wat sê die woord oor kerkbywoning? Ek sien in vandag se tyd is daar baie mense wat online kerk kyk, en nie meer kerk bywoon nie. Want jy sien, ek het access tot al hierdie ouens, en is dit wat die woord ons leer. Sommige hou net nie meer van die kerk nie, en gebruik redes soos, ag, jy weet, ek het seer gekry in die kerk, en ek hou net nie daarvan nie, dit laat my ongemaklik voel, wanneer die pastoor spy doen, dis nou nie so lekker nie, dan word my seat warm, so wat doen ek nou? Ek doen wat Timoteus 4 vers 3 gesê het, 2 Timoteus 4 3, hy sê, want daar sal tye wees, wanneer hulle gesonde leer nie meer sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, wil hulle vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En man, kan ek dit nie lekker op YouTube doen nie. Ek hou nie van daai ou nie, ek kyk nie hom nie. Ja, hierdie ou, hy preek soos ek wil hoor. Ja, ons follow hom. As daai sê X en Y en Z te sonde, nee, daai ou luister nie meer na hom nie. Soek hierdie aan, jy met my ore sal streel. Dis lekker op YouTube. Nee, ek bedoel, ek kan kies en keer wat ek wil hê. Ek hoef nie na gesonde leer te luister nie. Ek kan net kies vir die ou wat praat soos wat ek dit wil hê. So, dis hoe dit vandag in ons lewe gaan reg oor die wêreld. So ek kan kies wie ek wil hê, die ouens wat my lekker laat voel, nie die ouens wat my challenge nie. Nee, want ons wil nie gechallenged word nie. Ons hou daarvan om gechallenged te word nie, want dan moet ek introspeksie doen en dan moet ek na myself kyk en dis nie altyd lekker nie. Ek wil liewers net sê net vir my liewe Jesus is lief vir my en ek gaan my seën en dan sal's reg. Okay. So, maar online kerk kan nie die samekoms van die gelowiges vervang nie. Nou, ons sit ook ons dienste op YouTube. En ons gaan een van die dae gaan ons lewendig uitsaai. So, ons is besig om te werk daaraan. So, hoekom doen ons dit dan as ons nou sê dat online kerk nie die samekoms kan vervang nie? So wanneer ek dit doen, sê ek vir jou, dis nie verskoning, jy kan sommer vanoggend in die bed lê en vir Paul kyk. Nee, dit gaan nie so werk nie. Jy moet nog steeds kerk toe kom, because dit kan dit nie vervang nie. Dit is addisioneel en dit is goed vir mense wat weens omstandighede nie kan kerk toe kom nie, byvoorbeeld as hulle bedlêend is. So daar is baie keer redes om nie die kerkdiens te kan bywoon. Maar 'n bedlêende persoon wat sy lewe lank deel was van 'n gemeente, wat gebeur?
Die gemeente kom by hom uit in daai tyd. Boeties en sissies gaan kuier vir daai, hoekom? Want hulle het 'n verhouding met hom gebou in die kerk. En dan gaan hulle en hulle gaan besoek hom. Ek het gegaan al na mense toe en hulle gaan bedien met nagmaal, terwyl hulle nie in die kerk kan kom nie, as gevolg van omstandighede, as gevolg van siekte, of wat dit ook al mag wees. Maar hulle het soveel al belê in hulle jare van gemeenskap bou, dat wanneer hulle in daardie omstandighede is daar die boeties en sissies wat hulle gaan deurdra, vir hulle gaan bid, gaan help, gaan kuier, gaan nagmaal bedien, vir hulle kos vat. So dit moet ook vir jou lekker wees om kerk toe te gaan. Dis lekker. Van jongs af het ek het geniet om kerk toe te gaan. Op 'n Vrydag aand was jeugdiens. I loved jeugdiens. Al was dit ook net om die girls te gaan uitcheck. Alright, maar dit was lekker. Ek het daarvan gehou om kerk toe te gaan. So Vrydag aande se jeugdiens was vir my hoogtepunt. Jeugkampe was vir my net so lekker. Ja, ek weet, jy het ook vir die girls gaan kyk, jy was ook daar. Maar jy weet, selfs al gaan ek met vakansie. My vrou en die girls weet al. As ons met vakansie gaan en is 'n Sondag, dan is ek hier by Vrydag en kyk ek al op my foon. Waar's 'n lekker kerk wat ek kan gaan bywoon? Ek soek 'n lekker een, moet Pinkster wees. Ek soek 'n Pinksterkerk. Dan gaan woon ek hulle by. So dan die strand weet ek het ek na die Bergensee gemeente toe gegaan en Jeffries was ek na die Follies toe en so. So selfs al gaan ek met vakansie op 'n Sondag is my lekker om kerk toe te gaan. Ja, is 'n mooi dag by die see vandag. Ons gaan eers kerk toe. So en dis hoe 'n mens se hart moet wees as jy moet daar wil wees. Dit moet vir jou lekker wees om te gaan. As dit nie vir jou lekker is nie, moet jy introspeksie neem, dan is daar 'n rede, dan is daar iets fout. God het nie bedoel vir ons om in isolasie te wees nie. Jy moet 'n groep mense vind waar jy kan gaan bedien en waar jy bedien kan word. Waar jy kan groei en waar daar mense is wat jou kan lief hê en selfs in liefde vermaan as dit nodig is. Dis wat die woord ons leer. Die woord leer ons om getrou te wees en lojaal te wees. Maar as ons nou praat van kerk, wat is die kerk volgens die woord? So ons gaan daarna kyk. Ons gaan kyk, wat is die kerk volgens die woord? Ons gaan ook kyk, wat is die voordele van kerkbywoning? Daar's nogal 'n paar voordele. En ek kan nie eens alles vanmôre noem nie. Ek dink daar's baie meer as wat ek gaan noem. Is daar redes om nie kerk toe te gaan nie? So ons gaan 'n bietjie kyk, is daar redes dat ek nie hoef kerk toe gaan nie? En dan die samekoms van gelowiges, laat dit 'n goddelike model is. Ons gaan 'n bietjie kyk, wat is die model van die woord? Dis is die samekoms van gelowiges 'n goddelike model. En dan hierso is waar die eina outs of amen gaan inkom. Ons gaan kyk, volgens die skrif, nie volgens Paul se opinie nie. Okay, volgens die skrif, is dit sonde om glad nie kerk toe te gaan nie. So ons sal 'n bietjie kyk, wat sê die woord. Okay. Wat is die kerk volgens die woord? Efesiërs 1:22, hy sê, en hy, dis die Vader, het alle dinge onder sy, Jesus, se voete onderwerp en hom as hoof van die dinge aan die gemeente gegee. So Christus is die hoof van die gemeente. Vers 23, wat sy liggaam is, so die gemeente is sy body. Liggaam is sy, of die gemeente is sy liggaam. Die volheid van hom wat alles in almal vervul. So daai woordjie gemeente, die Griekse woordjie vir gemeente is ekklesia. Nou ekklesia beteken 'n paar goed. Dit beteken onder andere a calling out. Okay? And that is a popular, en dan beteken dit 'n meeting, especially a religious congregation, it's like a synagogue or a Christian community, an assembly or a church. So dis wat die woordjie ekklesia alles beteken. So wanneer ons kyk na die woordjie gemeente, wanneer ons ook al in die woord lees die woordjie gemeente, ons lees ekklesia, dan beteken dit die samekoms van die uitgeroepenes. The assembly together of the called out ones. Dis wat dit beteken wanneer daar staan gemeente. Die kerkera, soos ons dit vandag ken, het begin toe Christus die eerste keer gekom het, en die kerkera sal eindig met die wegraping. Die geboorte van die kerk het wel plaasgevind met die uitstorting van die Heilige Gees, maar die kerkera het begin met Christus wat gekom het, en sal eindig wanneer Christus dan nou terugkom. So, Romeine 16 vers 5 sê, groet ook die gemeente
by hulle aan huis. So Paulus skryf in Romeine en hy sê, groet die gemeente. Met ander woorde, groet die called out ones that is assembling together, wat aan huis was. Nou ons moet onthou, in die beginjare het die kerk in huise begin, van huis tot huis. Hoekom? Want daar was die kerkgeboue nie, daar was sinagoges, en daar was afgodstempels onder die heidene, maar daar was nie kerkgebou nie. Dis goed wat agterna gekom het, agterna die huis bietjie te groot geword, en nou moet ons 'n plek kry, en dis 'n wonderlike ding, dat daar plekke is, that we can assemble together. So die kerk is nie 'n gebou nie, die kerk is ek en jy, wat die liggaam vorm. Alhoewel die gebou belangrik is, ons moet respek hê vir die gebou. Die Here het gegee dat daar 'n gebou kan wees. Hy het voorsien dat daar 'n gebou kan wees. So ons het respek vir die gebou, maar die gebou self, want baie keer as ons praat van die kerk, dan dink ons aan die gebou self. Nee, die kerk is, man, hierdie gebou is die plek waar ek en jy by mekaar kom. We got respect for it, we honor God for it, but that is not the church, not the building. Ek en jy is die kerk. So, dan sal 2 dele aan hierdie eklesia. Die eerste een is die plaaslike gemeente. Dis eklesia. Die tweede een is die universele kerk van gelowiges reg oor die wêreld. So, julle weet, ek julle vertel van die ouetjies van Brazil wat ek raak geloop het in Durban daar in die winkelsentrum. Het sendingwerk om doen het in Suid-Afrika. Hulle praat Portugees en het 'n interpreter gehad en so aan. Maar hulle is kinders van die Here. They are part of the ecclesia. Hulle is nie in ons land nie, maar hulle is deel van hierdie gemeente waarvan Jesus die hoof is. So daar is die tweede, die plaaslike gemeente en dan die universele kerk. Handelinge 2:42 is gaan net nou weer aan hom raak, maar dit is nog 'n goeie vers om baie dinge te verduidelik. Hy sê en hulle, sê bietjie hulle, okay, nie jy nie, hulle, het volhard in die leer van die apostels. So nadat die Heilige Gees uitgestort het daar 3000 mense tot bekering gekom. So ek dink as die woord hier na die hulle verwys, dan verwys hy na hierdie mense wat nou na die uitstort van die Heilige Gees al tot bekering begin kom het, né? Het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap. Die gemeenskap. Nou so hulle het volhard in die leer en in die gemeenskap. Nou daai woordjie gemeenskap, die Griekse woordjie is koinonia. Nou daai koinonia beteken participation. Met ander woorde, ek het gegaan en ek het geparticipate. Ek het deelgeneem aan dit wat aangaan. So koinonia was nog altyd vir my belangrik vandat ons hier aangekom het. Ek het gesê die mense moet kuier. Ek soek koffie en ek soek 'n koekie en ek soek die mense moet met mekaar kuier. Dit is die gemeenskap, koinonia, participation. En die breking van die brood, nagmaal. So hulle het volhard in wat? Die leer van die apostels, die gemeenskap, die koinonia, die breking van brood, nagmaal, en in die gebede. So wanneer hulle by mekaar gekom het, was daar minstens 4 goed wat gebeur het. Matteus 18:19 sê vir ons, weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op aarde oor enige saak wat julle mag vra, dit sal julle ten deel val van my Vader in die hemel. Vers 20, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. So weer eens wys die Here vir ons moet 2 of 3, hy kon eintlik gesê 2 of meer, in sy naam vergader, daar is ek in julle midde. Dis hoekom ek verwag, ek het 'n verwagting in my hart, wanneer ek en jy by mekaar kom in hierdie plek, that there will be a manifested presence of God, that we will experience His love, His presence in this place. Want die woord sê, dat wanneer ons in sy naam by mekaar kom, ons doen dit in sy naam, dan is hy hier. God is oral, alomteenwoordig. What we're talking about is manifested presence. Handelinge 2:43 gaan hy aan, hy sê, en vrees het op elkeen gekom. Ek het verlede week vir julle gesê, ek dink baie mense dabble in sonde because they don't fear God. Hier sê, en vrees het op hulle gekom, en baie wonders en tekens is deur die apostels plaasgevind. En almal, sê bietjie almal, dankie, wat gelowig geword het, was by mekaar, sê bietjie by mekaar. Dit beteken hulle het by mekaar gekom. Hy het nie by sy huis gesit en voor die TV YouTube gekyk nie, okay. En alles gemeenskaplik besit, dis heeltemal 'n aanlering vir 'n ander dag. So wat het hulle gedoen? Hulle het geleer, hulle het gemeenskap gehad, hulle het nagmaal gehou
en hulle het gebid. Saam by mekaar. In Korintiërs 11:33. Daarom my broeders, as. Nou daai woordjie as, dink ek moes vertaal gewees het met wanneer, want as jy na al die Engelse vertalings dan sê hy when. Okay. Not if. So dit moet wanneer wees. So ek gaan hom lees met 'n wanneer. 1 Korintiërs 11:3. Daarom my broeders, wanneer julle saamkom om te eet. Dit is te doen met die nagmaal waarvan Paulus hier praat. Wanneer julle nou saamkom om die nagmaal te geniet, wag vir mekaar. Soos nie as jy saamkom nie, wanneer julle saamkom, sê Paulus. So kom ons kyk nou 'n bietjie, wat is die voordele van kerk bywoon? Kan jy glo daar's voordele? Die Universiteit van Harvard, dit is 'n sekulêre studie oor mense wat religious aktief is, veral die kerk. Okay? Nou sê hulle mense wat kerk toe gaan. Die eerste ding wat gebeur is, children who were raised in a religious or a spiritual environment subsequently were better protected from the big three dangers of adolescence. Depression, substance abuse, and risky behaviors. So kinders wat in die kerk groot word, het minder depressie, minder van hulle het aan drugs en drank en allerlei goed verslaaf geraak, en minder van hulle deelgeneem in risky behaviors, veral met die manne toe hulle jonk was wat se risky behaviors ons alles gedoen het, nee. Maar ons is daarom minder risky as die ouens in die wêreld. Those who attend religious services regularly are 12% less likely to suffer from depression. 33% less likely to use illicit drugs. Those who pray or meditate frequently are 30% less likely to start having sex at a young age. 40% less likely to have STDs. So daar is al klaar 'n klomp voordele om kerk toe te gaan. Okay. A religious spiritual upbringing not only protects against dangers of adolescence, but contributes positively to overall quality of life. Those who attend religious services, kerk toe gaan, are 80% more likely to report high levels of happiness. Ja, ons is mos happy om die Here te dien, man, is lekker. Wat is daai happy liedjie? Dit is so lekker om die Here te dien, ja, dis die Afrikaanse een, en dan is daar daai een wat ek se nou aan hom dink. Oh, happy days. 87% more likely to have high levels of forgiveness. Ja, want die Here leer ons moet vergewe. So raai wie is die ouens wat vergewe in hierdie wêreld? Kinders van die Here, ons het nou die naweek ons 70x7 kursus wat opkom. Die mense in die wêreld, wat is hulle motto? Revenge. Wat is die Christense motto? Forgiveness. Those who pray or meditate frequently are 38% more likely to volunteer in the community. Dat is nogal so, die shopkombouies word gewoonlik deur die Christene gedaan. 47% more likely to have a sense of mission and purpose. Ander ons dabbel rond, terwyl die Christene het rede om te lewe. Verder sê die studie, mense wat gereeld kerkdienste bywoon, leef 8 jaar langer as die gemiddelde individu. So, daar's vir jou een goeie rede om kerk toe te gaan. In die VSA en Canada in recent years, there has been a decline in church attendance. Dis maar die waar hier by ons ook, né? And this Harvard study revealed that declining in religious service attendance accounts for a 40% rise in suicides over the past 15 years. So soos die kerkbywoning afgegaan het, so het suicide opgegaan. So is dit 'n goeie ding om kerk toe by te kom. Absolutely. Bywoners van die plaaslike kerk het minder depressie en minder selfmoord. Bywoners van die plaaslike kerk rook minder dwelmgebruik tot gevolg. Beter kanker en kardiovaskulêre siekte oorlewing. Interessant, né? Die ou in die wêreld kry kanker, die ou in die kerk kry kanker, en die ou in die kerk se kans op tot oorlewing is groter. Wonder hoekom? Miskien is dit omdat ons hom bid. Miskien is dit omdat Jesus nog genees. Nie eens miskien nie, ek sê vir julle dis die rede.
Minder egskeidings. Daar's egskeidings in die kerk. Maar as minder egskeidings in die kerk is in die wêreld. Hoekom? Want baie mense baseer hulle huwelike op die rots. Hulle bou hulle huwelik op die rots. Groter sosiale ondersteuning en meer betekenisvolle lewens. A study reveals that religious community broadens your social support system. You have access to more people to give you rights, to the doctor, bring you food when you're sick, or check in on you when you don't seem to be doing well. Is dit nie waar nie? So die kinders, dis wat jou gemeente vir jou doen. Nou goed, so ons het nou bepaal dat die sekulêre studie het ook gewys daarop dat dit 'n goeie idee om kerk toe te gaan. So behalwe dat die woord dit sê. So is daar soms geldige redes om die kerk by te woon nie. Ja, ouderdom, wanneer mense oud is met 'n fisiese beperkings, siekte en sovoorts, mag gerede wees. Maar is Tannie Rentjie nie vir ons 'n goeie voorbeeld nie? Sy is nou weer op pad terug Philipstown toe. Now, Tannie Rentjie is 96. And she still comes to church. And she walks with a walker, but she comes. Sommige van ons kan lekker loop en ons kom nie eers nie. Jy hou haar nie weg nie. Nou, daar was 'n tyd wat sy siek was, toe kon sy nie gekom het nie. Maar wat het die vrouens van die gemeente gedoen? Hulle het al gaan besoek. Ek het vir haar gaan nagmaal bedien. En dis wat gebeur. So daar soms daar rede om nie te gaan nie, en dan is daar baie keer die afstand van die kerk. So I know that you guys are far from a good Pentecostal church, but that could be a reason. Maar hier praat ons van mense wat regtig graag sou wou bywoon, maar het fisiese beperkings om nie by te woon nie. Partykeer is daar 'n rede vir 'n seisoen. Toe ek my rug gebreek het, het ek vir 2 maande kon ek nie kerk toe gaan nie. Want ek het op my rug gelê met 'n brys aan en so dinge in my nek en die hele dag vir die ceiling gekyk. Dit was minder lekker. Maar my vrou het nog steeds Sondag kerk toe gaan. Is jy reg my liefie? Ja, my skat. Okay, geniet dit hoor. Bye. En sy was kerk toe. She still went. So daar was 'n seisoen wat ek nie kon gaan nie. So dit kan ook gebeur. En so dat partykeer is daar redes wat 'n mens nie kan gaan nie. Maar redes soos ek het seer gekry in die kerk. Okay, as jy in die kerk aktief is, dan behoort jy 'n paar woordskaars te hê om vir mense te wys. Want dit gaan gebeur. Iemand gaan jou skeef aankyk. Iemand gaan iets sê waarvan jy nie hou nie. Somebody's gonna step on your toes. It's gonna happen. Maar ek sien nêrens in die Bybel wat dit sê, as jy seer gekry het, hoef jy nie meer te gaan nie. Nee, ek sien eerder, jy moet maar vergewe en keep on going. Of die kerk is vol hypocrites. Wie het al dit gehoor? Ja, toe maar. Miskien is jy die grootste een. Maar al daai goeders is nie geldige redes om die kerk toe te gaan nie. En dan wil ek ook net vir jou sê, as jy net dalk, die perfekte kerk kry, met die perfekte sitplekke, met die perfekte band, hulle is so goed en so professioneel, met die perfekte lidmate, en die perfekte pastoor, moet asseblief nie join nie, because you will spoil it. Want so kerk bestaan nie. Die kerk bestaan nie, want ons besef, ek en jy wat vanmôre hier sit, dat ons skiet ver tekort, ons is gebroke mense wat 'n redder nodig het. Daar is nie 'n perfekte kerk met perfekte mense nie. Ons maak almal foute. I'm just one beggar trying to show another beggar way to get the bread. So hoor wat ek vanmôre wil sê. Die feit dat daar foute in die kerk is nie 'n geldige rede om die kerk toe te gaan nie. Net omdat daar sekere tekortkominge in die kerk is. Net so min as wat jy perfek is. Net so min is daar 'n perfekte kerk. En ek en jy moet nederig genoeg wees om te weet, die kerk is 'n samekoms van nie perfekte mense.
met die doel om saam te aanbid. So we're coming together to worship. Uit God se woord te leer, mekaar te ondersteun, mekaar te bedien en te vermaan, saam in God se teenwoordigheid te wees, nagmaal saam te gebruik. Saam te kom waar daar 'n koöperatiewe, corporate anointing, 'n koöperatiewe salwing kan heers, waar mense tot inkeer kan kom, genesing kan kom kry en vry kan kom in al hierdie dinge. Jy weet, dit gaan my verstand te bowe. Ek kyk baie keer, spesifiek nou het ek so rukkie terug na dokumentêr gekyk oor 'n vroukie wat eventually nou ontsnap het, maar sy het in Noord-Korea gebly. En toe het sy baie goed wat ingesmokkel is waar sy gewerk het, 'n radiootjie of 'n ding, ek kan nie mooi onthou nie, maar she got the gospel. And she's decided to give her life to Christ. En in Noord-Korea, as jy gevang word dat jy 'n Christen is, kan hulle jou toesluit saam met jou hele gesin. Hulle kan jou martel. Hulle kan jou daar hou tot jy Christ deny. Jy kan selfs die doodstraf kry. Jy ten spyte van dit sal mense die Here aanneem. Is daar 'n ondergrondse kerk. Sal hulle, en die eerste ding wat gebeur, just imagine this. Jy ontdek hierdie waarheid. En die Heilige Gees kom woon binne in jou. Jy kom tot wedergeboorte. En ten spyte van dit wat om jou aangaan in die land, sê daai persoon, I need to find other children of God. I need to get together met ander kinders van die Here. Maar as ek dit doen, en ek word gevang, kan ek na 'n Labour camp toe gestuur word. En yet, ten spyte van daardie risiko, bly stil dood. En hier waar ons nog godsdienstvryheid, ek sê nog, want ek is nie meer so seker gaan nie lang wees nie. We've got all sorts of excuses not to go. So ek sukkel om daai ding te verstaan. Maar hoekom is dit dan, dat ten spyte van daardie goeie rede om nie te gaan nie, ek kan in 'n Labour kamp beland? Why is it that these people will, in spite of that risk, gaan na 'n groep toe, en in daai groep kan 'n traitor sit wat my naam nou het, weet nou wie ek is, wat my kan gaan verklap. In spite of all of that, they still go. As daar nou iemand was wat 'n verskoning gehad het, dan was dit hulle. Maar hoekom het hulle dan so 'n drang om te ontmoet in spite van dit? Ek gaan jou sê hoekom. Omdat die samekoms van die gelowiges is 'n goddelike model. God het dit ingestel. Handelinge 1:14 sê, hulle almal het eendragtig volhard. Hulle almal het eendragtig, ons kort net 'n bietjie eenheid, volhard, deurgesien, ten spyte van die risiko, in gebed en smeking is saam met 'n aantal vroue Maria en die moeder van Jesus en sy broers. Vers 15, en in die dae het Petrus in die midde van die disippels opgestaan, die skare van persone daar by mekaar was omtrent 120, so hulle was klaar 120 saam, dis was nog voor die uitstorting van die Heilige Gees. Handelinge 2:42, en hulle het volhard in die leer van die apostels, wat ek net nou vir julle gelees het, en die gemeenskap en die breking van brood en gewede. Vers 43, en die vrees het op elkeen gekom. Vers 44, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar. 46, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek. En hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Handelinge 5:42, en hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te gaan nie. Efesiërs 4:11,
En hulle het gegee, sommige, en dit is, en hy het gegee, Jesus het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders, en ander as leraars. Wie moet die ou leer, die leraar, wie moet hy leer as dan die mense in die kerk is? Dit is nie saamgekom het. So die Here het daai persoon gegee om te leer. Wat is die doel van die herder? Om te sien na 'n gemeente, 'n plaaslike gemeente. Wie moet hy nou omsien? As ons almal op YouTube kerk kyk. Vers 12. So waarvoor het Jesus hierdie vyfvoudige bediening gegee? Hy het gesê, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Jy sien wat, elkeen van ons is veronderstel om te werk. Elkeen van ons het 'n doel. Tot opbouing van die liggaam van Christus. Soos 'n goddelike model, die kerk. Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Efesiërs 4:14. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering. Elke wind van lering. Jy kry dit nou so maklik op jou foon. Elke wind van lering. Die ou sê dit en daai ou sê dit en jy's nie ergens geanker in 'n gemeente waar jy kan weet wat is die waarheid nie. So jy's daai golf wat geslinger word deur elke wind van lering. Vers 15, maar terwyl ons in die liefde die waarheid betrag, in die liefde die waarheid betrag. So ons kyk na die woord saam, en dan kan ons met mekaar dalk verskil. Het kan gebeur. Maar wat is daai keyword? In liefde kan ons die waarheid betrag. So ons kan in liefde daarna kyk en sê, ja, maar wat van die, wat van daai en? Hoekom sê jy so? Dis wat hulle moet doen. En alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Wie is hy? Die hoof van die kerk. Vers 16, hy is wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking en elke afsonderlike deel in die mate. Die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing en liefde. 1 Korintiërs 12:28. En God het sommige in die gemeente gestel, weer sê hy, in die eerste plek as apostels, tweede as profete en derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. So jy kan dalk hier, die Here het jou geroep as 'n helper. As jy dan nie 'n gemeente is nie, waar moet jy help? Dis baie mense wat help in die gemeente en ons is julle dankbaar. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking, spreuke en tale, kan almal dit uitlê. Hy wat in 'n taal spreek stig homself, maar hy wat profeteer stig wie? Die eklesia, die gemeente. So wat is ons? Ons is 'n liggaamsbediening. Die Heilige Gees gee die gawes soos wat hy wil. En jou rol is miskien dit, en daai ou se rol is dit, en daai ou se rol is dit. Alles tot wat te doen? Om die gemeente te stig. Vers 12, 1 Korintiërs 14:12. So moet julle ook, terwyl julle streef na geestelike gawes, probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente. In Korintiërs 14:23 sê, as die hele gemeente dan vergader, die A-gedeelte, hy sê, as die hele gemeente dan saam vergader. Die hele gemeente saam vergader. Vers 26, hoe staan die saak dan, broer, wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm, of 'n lering, of 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitlegging. Laat dit alles tot stigting geskied. Elkeen van ons het 'n bydrae om te lewer. Miskien is dit net om vir die boetie langs jou daai oggend 'n woord te gee wat in die gemeente by jou sit. Miskien is dit net om iemand te bemoedig. Maar die woord sê, wanneer julle saamkom, het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal, openbaring, uitlegging. Laat dit alles tot stigting geskied. Taal of uitleg. Efesiërs 5:23. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. So Christus is die hoof van die eklesia.
Sien ook dat Paulus skryf aan die gemeentes. Hy het 7 gemeentes waaraan hy sy briewe gerig het. Nie aan persone nie, hy het aan persone ook, maar hierdie is spesifiek aan gemeentes gerig. Thessalonika, Galasiërs, Korintiërs en Romeine en Efesiërs en Filippense en Kolossense. Almal gemeentes. So dis God se model vir jou om deel te wees van 'n gemeente. Hier kom Jesus self in Openbaring en hy gee aan Johannes die opdrag om te skryf aan die 7 wat? 7 mense. 7 gemeentes. En seker die bekendste vers, wanneer kom by Hebreërs 10:24, wat behandel oor dit en sê, laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Laat ons op mekaar ag gee. Wanneer gee ons op mekaar ag? Wanneer ons saamkom. Hoe spoor ek jou aan? Tot liefde en goeie werke. Wanneer ek jou hier sien, sê ek jou, come brother. Vers 25 sê, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. So met ander woorde, ons praat nie hier van iemand wat op pad is ergens heen en is daai dag hier by die kerk. Ons praat nie daarvan nie. Ons praat van die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan en dis te meer nadat ons die dag sien nader kom. Die interessante deel van daai vers is die Hebreërs skrywer wat ons glo is Paulus. Sê, laat ons nie die onderlinge byeenkomste mis, so sommige die gewoonte het nie. Wat beteken in daardie tyd was daar sommige wat die gewoonte gehad het om nie te kom nie. Maar hier is vir jou die groot ding, hoekom het hulle nie gekom nie? Want dit was 'n tyd van vervolging. Jy kon vir die leeu's gevoer geword het, as jy kind van die Here was. Hulle was vervolg deur die Jode. Hulle was vervolg gewees. Goeie rede gehad om nie te gaan nie. En Paulus sê, ten spyte van jou goeie rede, moenie hierdie gewoonte aankweek om die onderlinge byeenkomste te mis nie. Ons het nie eers daardie goeie rede nie. Partykeer sal jy sien, sal Marlies vir jou 'n WhatsApp stuur. Ek sal so in die bus ry en sê ek vir haar, weet jy wat, ek het nou nie vir so en so vandag gesien nie. Hulle is altyd daar. Ek wonder waar is daai persoon? Is jou gemis vandag, waar was jy? Hoekom doen ons dit? Sodat jy nie 'n nuwe gewoonte moet aanleer nie. Want jy sien, as ek een keer besluit het, weet wat, ek het nie vandag lus nie. En volgende week, iets val voor. En die week daarna, my tone seer vandag, ek gaan nie vandag gaan nie. So die hele huisgesins gaan sommer by die huis bly, want papa se tone seer. En binne 3-4 weke het jy 'n nuwe gewoonte aangeleer. En is dit bitter maklik om nie meer te kom nie. Eerste keer is dalk 'n bietjie ongemaklik gevoel. Maar jy teen die 5de keer, worry nie meer nie. Dis hoekom ons daai herdersjob doen met 'n WhatsAppie. Wat sê, ons het jou gemis vanmôre, waar was jy? Ons doen dit nie elke keer nie, maar daar is kere wat ons dit doen. So nou my vraag aan jou vanmôre is, met dit wat ons nou gelees en geleer het en so aan, sou jy saamstem dat om kerk toe te gaan is 'n Christelike, goddelike model? Ja, sê die woord uit. So nou gaan ek een vat wat
so 'n bietjie kontroversieel gaan wees. Ek like om so 'n bietjie nou en dan kontroversieel te wees. Nou vra ek jou, volgens die skrif, is dit dan sonde om glad nie kerk toe te gaan nie? So ek praat nou nie van die ou wat so nou en dan nie by die kerk is nie as gevolg van redes nie. Ons nie waarvan ons praat nie. Ek praat van die ou wat nou by die huis sit. Ek gaan nie meer kerk nie, want ek het seer gekry. Ek gaan nie meer kerk nie, want dit is wel klomp hypocrites. Ek gaan nie meer kerk toe nie, want whatever daai rede is. Ek praat van daai ou. Jy sien, as jy jou lewe volgens God se woord inrig, kan jy nie 'n Bybelse regverdiging kry om nie in te skakel by 'n plaaslike gemeente nie. Tensy indien dit vir jou fisies moontlik is, onthou nou ons het gesê daar is baie keer redes. Jy kan nie wegbly uit die woord uit regverdig nie. Jy gaan nie skrif kry vir dit nie. Jy sien, die Bybelse model was nooit vir Christus om alleen te staan nie. Nagmaal is 'n sakrament wat bedoel is vir gelowiges om saam te neem. Ja, van tyd tot tyd kan 'n gesin nagmaal doen, of jy kan op jou eie nagmaal neem, maar ons moet as 'n gemeente saamkom, saam nagmaal neem, dis hoe die Here dit wil hê. Die instelling daarvan is vir die eklesia as hulle saamkom, die plaaslike gelowiges. Dit is duidelik in die Bybelse model, en dis 'n opdrag, Hebreërs 10:25, do not neglect the gathering together of the saints. Moenie die onderlinge byeenkomste versuim, so sommige die gewoonte het nie. Bybelse opdrag wat dit sê. So ek kan sê, ek hou nie van die versies, ek lees hom nie, ek skiep oor hom. Kan dit doen, ja. Maar as ek my lewe volgens die skrif wil inrig, kan ek nie 'n Bybelse regverdiging kry om nie in te skakel by plaaslike gemeente nie. So vir die ouens wat op YouTube gaan kyk, klim af van YouTube af, of jy kan al bly, maar op 'n Sondagoggend gaan vind vir jou gemeente. Nou ja, kom ons doen die kontroversiële een. Is dit sonde? Om glad nie te gaan nie. Om die hart te verhard het om nie kerk te gaan nie. Jakobus 4:17 sê, wie dan weet om goed te doen? Met ander woorde, wat weet, wat is die regte ding om te doen? Ek het nou net geleer, die regte ding om te doen, is om by 'n plaaslike gemeente betrokke te wees, in te skakel, kerk toe te gaan. So die skrifte daarvoor uitgehaal. Hy sê, vir die wat weet om goed te doen, en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Nou ek wil vir julle sê, ek het nog nie een ou gesien, wat by die huis sit, al kyk hy vir wie ook al op TV, wat geestelik groei nie. Hulle groei nie geestelik nie. 'n betrokke Christen is 'n groeiende Christen. Een wat ingeskakel is. Wat koinonia, that participates in the congregation, is a growing Christian. As jy daai koeltjie een kant neersit, weg van die vuur af, dan gaan hy koeltjie dood. Hy koeltjie moet deel wees van die vuur. 1 Petrus 2 vers 5. Gaan ek mee afsluit. Hy sê, en laat julle ook soos lewende stene opbou. So, ons is lewende stene. Hier 'n briek, 'n baksteen. En laat julle soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis. Ons is die liggaam van Christus. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees woon in elkeen van ons en woon in ons collective, nie whatever daai mooi woord is. Tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring. Geestelike offers. I come into this place
En I say, God, I want to worship you. Ek bring my geestelike offer vanmôre. Wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. So elkeen van ons is 'n baksteen. En ons bou 'n geestelike huis en ons bring ons geestelike offer wanneer ons hier by mekaar kom. So that there could be a corporate anointing. And each one of us can be satisfied in His presence. Ons kan mekaar stig en opbou. En dis hoekom ons hier is. Amen. Oh Jesus, we worship you. We honor your name, God, for you are worthy. Great and mighty is your name, Jesus. Heilig is die naam, Here. Heilig is die naam. Groot is U. Here, dankie dat U nou kom deur die Gees, Here. Just come and touch every person in this place, Lord, as we open up our hearts, Jesus, to you. Thank you, Holy Spirit, for a fresh touch and a fresh anointing of your Spirit in this place, Lord. Oh, Jesus, worthy is your name. Prepare our hearts, Lord. Prepare our minds, Jesus, to live for you. To live for you, Jesus. Lord, we want to just live for you. Heilig is U naam. Groot is U, Here. Groot is U, Here. Yes, we worship your name.